Wonderlik om te weet, die Here ken jou naam, hy ken jou omstandighede, hy weet wat in jou lewe aangaan. Baie dankie, kan jou sitplek neem, dankie vir ons span, julle kan sommer reguit hier voor afgaan onder toe. Groot voorreg om saam met jou te wees, baie welkom aan elkeen hier by Nuwe Begin Gemeente. Welkom aan almal wat ingeskakel is op Facebook. Ek vertrou jy het 'n goeie week gehad. Dis 'n mooi dag daar buite. Wanneer laas het jy die dag waardeer? Ek is vanmôre bly ek is hierdie kant van die lewe, nie aan die ander kant nie. God het my nog 'n dag gegee om te lewe, om iets te doen, om sy wil te doen en om 'n seën vir iemand anders te wees. Amen. Ons het 'n groot dag vandag. Vanaand 4:30, vanmiddag 4:30 het ons 'n groot vrouediens hierso. Ons nooi al die dames, bring iemand saam, baie spesiaal. Ons het groot moeite gedoen, so jy gaan dit vanaand geniet. Natuurlik het die manne my hierdie week gevra, wanneer is dit nou weer hulle beurt? Ons gaan weer vir julle 'n beurt gee. Ons het reeds 'n manne byeenkoms gehad hierdie jaar, ons gaan dit weer doen, moenie bekommerd wees nie. Ek is opgewonde om vanmôre die woord van die Here saam met jou te breek. Amen. Theo en Ria, baie welkom, is goed om julle weer te sien. Hulle het van ver gery vanoggend om 'n bietjie vir ons te kuier. As dit jou eerste keer saam met ons is, ons hoop is nie die laaste keer nie. Hier's plek vir jou hier by ons. Amen. Goed. So, het julle gehoor van die nuwe winkel wat in Pretoria oopgemaak het? Hulle noem dit die manwinkel. Jy kan gaan as 'n vrou, as 'n dame en vir jou 'n man gaan koop daarso. So, dit werk so, die winkel het 6 vloere en jy mag elke vloer net een keer besoek. En elke keer as jy opgaan boontoe, dan raak die manne al hoe duurder. Jy kan opgaan, maar jy kan nie weer teruggaan nie. So een van die dames hier in Newlands het hierdie week soontoe gegaan om 'n man te koop. En sy het vir my kom vertel die volgende. As jy op die eerste vloer kom, is daar 'n teken wat sê, hierdie manne het 'n werk. Wie van julle weet, dit is belangrik om 'n werk te hê. Sy gaan toe op na die tweede vloer toe wat sê, daar's 'n teken wat sê, hierdie manne het 'n werk en hulle is lief vir kinders. Die derde vloer, hierdie manne het 'n werk, hulle is lief vir kinders en hulle is baie aantreklik. Sy besluit, sy is nuuskierig, sy wil boontoe gaan. Sy gaan nog 'n vloer op, sy sê, die bord sê, hierdie manne het 'n werk, hulle is lief vir kinders, hulle is baie aantreklik en hulle help met die huiswerk. Hulle was skottelgoed en hulle stryk selfs die klere. Sy gaan nog een vloer op, die 5de vloer, daar's 'n teken wat sê, hierdie manne het werk, hulle is lief vir kinders, baie aantreklik, hulle doen huiswerk en hulle is romanties. Sy besluit, sy gaan op na die 6de vloer. Toe sy op die 6de vloer kom, is daar 'n teken wat sê, hierdie vloer is daar geen manne nie, hierdie vloer is net om vir julle te wys dat dit is onmoontlik om 'n vrou gelukkig te hou. Ok, nou dat ek jou aandag het, sê gou vir jou vrou, jy is lief vir haar, sê vir haar, net voordat sy, ek wil nou nie sy moet haar wip, terwyl die diens aan die gang is nie. Goed, ek gaan vanoggend met jou praat oor, 'n saak wat vir die Here baie van uiterste belang is. So ons het goed in die Bybel, wat ons noem gebooie. Die enkelvoud van gebooie is gebod. Dit beteken, dis iets wat jy moet doen, dis nie 'n voorstel nie, dis iets wat God wil hê jy moet doen. So raai wat sê die Bybel, wat is vir God die belangrikste, wanneer dit kom by gebooie of 'n gebod? Ons praat vanmôre oor die belangrikste ding vir God, vir sy kinders. Kom ons lees, Matteus 22, vers 37 tot 39, asseblief. Die Fariseërs en Sadduseërs was altyd daar om Jesus vas te vra, en hulle het vir hom sekere vrae gevra, want hulle wou hom skuldig bevind om hom voor die gereg te bring. En eendag toe toets hulle Jesus, en een van hulle vra vir hom 'n vraag, wat is die belangrikste gebod? Hoor wat sê Jesus. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, sê saam met my hart, jou hele siel, sê saam met my siel, en jou hele verstand. Dis die eerste en die grootste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. So jy moet jou naaste lief hê, soos wat jy God lief het.
Is daar van ons wat dit kan regkry vandag? Dis baie moeilik. Dis baie moeilik. Goed. So in Johannes 21 word iets anders verduidelik. Hierdie is my inleiding, volg my gou. Jesus praat met een van sy disippels by name Petrus, en ons weet wat het Petrus gedoen, hy het Jesus 3 maal verloon, en Jesus vra vir hom 3 maal, het jy my lief? Dis nie omdat Jesus nie die antwoord geken het nie, dit was omdat Petrus herstel moes word, nadat hy Jesus verloon het. En as ek dit lees, leer ek dat liefde herstel jou. Dink gou daaroor, liefde herstel jou. Petrus het Jesus 3 maal verloon, nou gee Jesus hom 3 geleenthede om sy liefde te bevestig. Maar dit gaan dieper as net die herstel van Petrus. Jesus toets nie Petrus se bediening nie, hy toets Petrus se liefde. En ek glo, dis wat die Here vanoggend in hierdie gebou wil doen. Hy wil van ons, of almal van ons, se liefde kom toets. Wanneer laas het jy toets geskryf? Jy gaan vandag 'n toets skryf in die huis van die Here oor God se liefde. Hoor gou mooi, die bediening beteken niks sonder liefde nie. Elkeen van ons het 'n bediening, het jy dit geweet? Daar's iets wat jy vir die Here kan doen. Daar's 'n mooi skrif in die Bybel wat sê dat versoening is elkeen van ons se bediening. Wanneer laas het jy versoen met iemand? Iemand wat jou te na gekom het, dis jou bediening. Iemand wat jy voor kwaad is. Iemand wat jy gesê het, ek gaan nie weer met daai persoon praat nie. Goed, so jy gaan vanmôre toets skryf hier in die huis van die Here. 1 Korintiërs 13 vers 1 sê die volgende. Hy praat van die liefde wat groter is as enigiets anderste. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, maar ek het geen liefde nie, is ek soos 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal. Met ander woorde, alles wat jy vir die Here doen, beteken niks as daar nie liefde saam met dit is nie. As jy met jou vrou praat, beteken jou liefde niks as jy dit nie met liefde doen nie. Het jou vrou al voor jou gestaan en vra sy vir jou, is jy nog lief vir my? Kom manne, wat gaan deur jou kop? Weet jy wat gaan deur my kop? Wat ek nou verkeerd gedoen? Het iemand iets gesê? Hoekom vra my vrou vir my so 'n vraag? Is jy nog lief vir my? Die Here vra vanmôre vir hierdie gemeente, is jy nog waarlik lief? En ons gaan vanmôre hoor wat God van ons verwag, want sonder liefde beteken alles wat jy doen niks, sê 1 Korintiërs 13 vers 1. Nou, hierdie skrif praat ook met kwaai mense, kwaai babetjies. Elke familie of huisgesin het iemand wat kwaai is. Ek hoop nie dis jy nie. Kwaai mense se gunsteling oefening is om hulle oë te rol. 'n Vrou het eendag vir my sê, "Ha man is so kwaai, hy drink nie koffie nie, hy kou net die koffiebone." Pastoor, as hy in 'n vertrek inkom, dan gaan die wifi dood, so kwaai is hy. Die grootste gebod soos volgens God is liefde vir hom en die medemens. Deuteronomium 6 vers 5 in die Ou Testament praat van die eerste en die groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel en met jou hele verstand. En dan sê Matteus 22 presies dieselfde. Maar wat beteken dit om God lief te hê met my hart, my siel en my verstand? Kom ons kyk na die eerste een, my hart. Dis my emosies en my begeertes. As jy vir jou vrou sê, ek het jou lief met my hele hart, is dit wat sy wil hoor. Moenie vir haar sê, ek is so lief vir jou, soos wat ek vir my XR6 is, wat daar in die garage staan nie. Of 'n motorbike, sy wil nie dit hoor nie. Jy moet sê met my hele hart. Wat beteken dit? As jy met jou hele hart in hierdie liefdesaak is God nie 'n opsie nie, hy is jou eerste liefde. Met ander woorde, voor jy iets doen, dan dink jy eers aan die Here. Voordat jy iets wil regkry in hierdie wêreld, 'n groot besluit wil neem, dink eers aan die Here. So ek wil jou vinnig na jou huwelik toe vat, want liefde in 'n huwelik is 'n baie sterk ding. Dis nie dieselfde as met God nie, maar dis 'n ander soort liefde. Wanneer jy jou vrou leer ken oor die jare of jou man, dan kom jy agter daar sekere goed waarvan hulle hou en goed waarvan hulle nie hou nie. Goed. So in my huis, ek praat nou vanoggend uit my huis uit, my vrou hou nie daarvan dat ek haar aanjaag nie.
Ek sal nie hoeter blaas vir my vrou as sy laat is nie. Ek het dit geleer oor die jare. Ek het dit op 'n harde manier geleer. En jy weet in jou huis wat om te doen en wat om nie te doen. Weet jy hoekom sal ek nie vir haar hoeter blaas nie? Want ek weet sy hou nie daarvan nie. So ek dink eers aan my liefde vir haar voordat ek op die hoeter klim. Ek dink eers waarvan sal sy hou voordat ek dit doen. Dis my manier om dit te verduidelik. Hierdie skrif met jou hele hart vra, waar gaan jou hart eerste? Wat maak jou opgewonde wanneer ons praat met jou liefde of oor jou liefde met God? Openbaring 2 vers 4 sê, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En hier is die hartseer saak, baie mense werk vir God, maar hulle brand lankal nie meer vir die Here nie. Liefde met jou hele hart beteken ek sit my hart in die saak. Wanneer ek God kom aanbid by die kerk, is my hart in die saak. Ek sing, ek lees die woorde, ek praat met die Here. Ek kom met 'n verwagting kerk toe, want my hart is in die saak. Vanoggend toe ek vroeg opstaan, was ek opgewonde oor vandag, want ek kan nie wag om tyd saam met jou te spandeer in die teenwoordigheid van die Here nie, want my hart is in hierdie saak. Jy moet die Here lief hê met jou hele hart. En dan tweedens sê hy, met jou hele verstand. Verstand beteken gedagtes en fokus. Dit beteken jy dink oor God. Jy oorweeg sy woord en jy laat hom toe om jou denke te vorm. Jy dink nie net wat jy wil nie, jy raadpleeg die Here, want Romeine 12 vers 2 sê ons moet verander word deur die vernuwing van ons gedagtes. Onthou, as jy in Christus is, het jy nuwe gedagtes. Jy het nuwe aksies, jy het nuwe woorde wat jy gebruik. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dis ook keuse en fokus. Jy moet hom lief hê met jou hele hart en met jou hele verstand. En dan sê hy met jou hele siel. Jou siel is jou wese, jou identiteit. Jou siel wys wie jy is, jou wil, jou persoonlikheid, jou identiteit. Dit beteken, Here, nie my wil nie, maar u wil. En as ek God lief het met my hele siel, dan beteken dit ek onderwerp myself aan sy wil 100%. Nie wat ek wil nie, maar wat die Here wil. Lukas 9:23 sê, neem jou kruis op en volg my. Wie moet ons volg? Vir Jesus. En jy moet hom volg om te kyk wat het hy gedoen en ons moet dieselfde optree. Disipel beteken duplikaat. Ons is duplikate van Jesus Christus, of althans ons probeer wees. Ware liefde sê, ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan die Here. I belong to God. So God se wil eerste en ek tweede, want ek I submit myself to the will of God. So daar was hierdie man gewees wat baie jare lank kerk toe gegaan het. Hy was elke Sondag in die kerk, hy het gedien, hy het gehelp, hy het gesing. En eendag toe vra iemand van, hoekom dien jy die Here? En toe antwoord hy, dis maar wat ek al die jare doen. En baie mense so, hulle is gewoonte Christene. Kom maar net kerk toe, gaan huis toe, kom maar weer, dit het vir ons 'n gewoonte geraak. Dis 'n goeie gewoonte. Maar dit gaan dieper as net die goeie gewoonte. En hy sê dis wat ek nog altyd doen. Met ander woorde, hy het geen passie nie, hy kom maar net kerk toe, geen vuur nie, dis net 'n gewoonte. Toe gebeur daar iets met hom in sy lewe en hy gaan deur hierdie moeilike tyd in sy lewe. Hy het verlies, hy het pyn, hy het onsekerheid en vir die eerste keer in jare val hy op sy knie en hy sê, Here, ek het u nie lief soos ek moet nie. Leer my om u weer lief te hê. Jy sien, ons moet verstaan dat die moeilike goed wat op ons pad kom, vat ons nader na die Here toe. Jy gaan dit dalk nie verstaan nie, maar wanneer daai moeilike tyd oor jou lewe kom, daai moeilike seisoen, dan verstaan jy dit. En in daardie eerlike oomblikke wat hy met God praat, het God hom ontmoet. Nie in sy aktiwiteite nie, maar in sy hart, want hy het besef, ek is nie net lief vir die Here met woorde nie, ek moet hom met my hart, my siel en my verstand lief hê. Liefde het teruggekom, nie deur plig nie, maar deur verhouding. Liefde kom deur verhouding. Die vraag vandag is, hoe lief het jy regtig die Here? Is hy jou eerste liefde? Onthou jy toe jy verlief was baie jare terug? Regtig verlief?
Al wat jy gedink het is daai meisie of daai ou. Jy het aan haar gedink terwyl jy jou spaghetti geëet het. As jy koffie maak, as jy slaap, as jy werk toe gaan, dit is eerste liefde, dit vul jou gedagtes, en dis 'n eerlike vraag, ons het kerke, maar ons het nie daai eerste liefde vuur meer by ons nie, die meeste mense het dit verloor, jou hart om vuur te hê, beteken jou hart brand vir gebed, jou hart brand vir aanbidding, jou hart brand vir heiligheid en mense se redding, jy het 'n passie om ander mense by die Here uit te kry. Wie van julle kan nie wag om môre 'n gebedsessie saam met die Here te hê nie? Eerlik. As dit regtig so is, dan brand jou hart met 'n passie vir die Here. Dis eerste liefde. Ek kan nie wag tot die volgende diens. Ek is nou hier, maar ek is al reeds opgewonde oor vanaand se diens, want ek weet God wil iets doen vanaand. My hart brand vir die werk van die Here. Hoekom dink jy nooi ons jou elke keer en sê, nooi iemand saam, bring iemand saam kerk toe, want ons het 'n passie vir siele om iemand anders by Jesus uit te kry, want Jesus het my verander, en wat hy vir my gedoen het, kan hy vir jou doen, en kan hy vir iemand anders te doen. Dit help nie, ons het programme en ons het geen passie nie. Ons moet 'n honger vir God se teenwoordigheid hê. Nie 'n halfhartige oorgawe nie, maar ons moet aanhou om die Here te dien met passie, selfs al gaan ek deur pyn, selfs al gaan ek deur verlies, selfs al kom daar teleurstellings. Weet jy, ek is baie jare op die pad, ek wil jou vanaand iets vertel wat ek geobserveer het. Weet jy wanneer sien jy as iemand regtig vir die Here liefhet? Wanneer hy deur 'n moeilike tyd gaan, 'n baie moeilike tyd, en hy bly by die Here, hy raak nie weg nie. Dan weet jy, daai man het 'n liefde vir God, hy het sy gebod wat hy hou. Maar mense wat deur 'n moeilike tyd gaan en wegdraai van die Here af, dis mense wat afleiding van hierdie wêreld kry en hulle eerste liefde is nie in plek nie. Ons sing die mooiste liedere, maar brand ons harte regtig vir die Here. Een van die mooiste gedeeltes in die Bybel was die storie van die Emmausgangers, die twee manne wat op pad was Emmaus toe, en Jesus het opgestaan uit die graf uit, en ewe skielik is hier 'n man wat by hierdie manne aansluit. Die wêreld het gedink Jesus is dood, en Jesus begin met hulle praat, en toe raak Jesus weg. Toe sê daai twee manne vir mekaar, was ons harte nie brandend terwyl hy saam met ons was nie? As Jesus by jou is, as jy 'n lewendige verhouding met hom het, daagliks is jou hart brandend vir die werk van die Here. Daar's altyd iets wat jy wil doen vir die koninkryk van God. Jy is nie net 'n passiewe kerkganger nie. Jou hart moet brand, en baie keer dan het ons net hierdie vorm of hierdie gedaante van godsaligheid, want 2 Timoteus 3 vers 5 sê, hulle het 'n gedaante, met ander woorde, hulle lyk soos Christene. Sê vir my, hoe lyk 'n Christen? Hy lyk soos enige ander mens. Maar wanneer jy na daai persoon se woorde luister en sy aksies en sy denke, dan kom jy agter of hy waaragtig 'n Christen is. Die Bybel waarsku hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het hulle lankal verloor. Hoor gou mooi, daar's krag in 'n mooi lewe. Daar's krag daaraan om mooi Afrikaans te praat. En dit nie te meng met hierdie ander vloekwoorde van die wêreld nie. Daar's krag daaraan om 'n voorbeeld vir jou vrou en jou kinders te wees. Daar's krag daaraan om saam met jou vrou en jou kinders in die kerk te sit. Dis 'n kragtige ding wat mense miskyk. Daar's krag daaraan as 'n pa en 'n ma hulle Bybel vat en lees en saam met hulle kinders bid en huisgodsdiens hou. Dis 'n krag wat mense nie besef daar buitekant nie. En dis 'n goddelike heilige voorbeeld. Hy praat nie net van leef vir God nie, hy praat van 'n kragtige lewe saam met God. Die vraag vandag, en dis 'n belangrike vraag is my geloof net woorde of verander dit hoe ek leef? Is my geloof net woorde of verander dit hoe ek leef? Ons kyk, die Bybel sê daar's 'n manier hoe jy kan sien wanneer iemand 'n kind van God is. Jy kyk na die vrug wat hy dra. 'n Boom met vrug. En as hy die vrug van die Bybel dra volgens Galasiërs 5:22, dan kan jy sê, die man het bewys dat hy 'n kind van die Here is. Jy's dalk nie perfek nie, maar ons elke dag kan ons groei in iets beter en iets groter. Ek groei nog steeds elke dag. Elke dag probeer ek beter word. Ek groei in liefde. Ek het goed geleer wat ek 20 jaar terug nie in my bediening eers geweet het nie. Ek het foute gemaak oor hierdie jare, verseker, maar ek leer elke dag en daar's goed wat ek vandag nie sal sê nie wat ek daai tyd gesê het.
Ek het geleer, jy moet elke dag leer. Ek groei in liefde. Jy moet groei in nederigheid. Nederig is, ek sien die persoon langs my groter as ek self. Ek kyk nie af nie, ek kyk nie neer nie, ek praat nie lelik nie. Jy moet groei in gehoorsaamheid aan God se woord, wat hy van jou verwag. Jy moet groei in heiligheid, om elke môre op te staan en te sê, Here, wat wil U hê moet ek vandag doen? Help my om heilig te leef. But then you have to submit to the will of God. It's not helping when you pray that prayer, but you're not submitting. Hoor, hier's 'n kragtige skrif, en dis waar ons gemeente se naam vandaan kom. 2 Korintiërs 5 vers 17, ons is nuwe begin gemeente, dit sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Mense met 'n gedaante van godsaligheid het godsdiens sonder gebed en sonder die teenwoordigheid van die Here. Ek weet jy hoor dit so baie, maar weet jy hoe belangrik is gebed? Weet jy hoe belangrik is dit om met jou hemelse Vader te praat? Dit is omdat ek hom liefhet dat ek elke dag met hom wil praat. Laasweek het ons die gemeente uitgedaag, as jy in die oggend opstaan, gaan groet die Here. Sê vir hom, môre Here, môre Heilige Gees. Wat wil U hê moet ek vandag doen? Praat met hom, sit jou dag voor hom, sit dit aan sy voete. Sê, ek het hierdie uitdaging by die werk, ek het dit, sit dit voor hom en eer hom, want as Christus in jou is, het jy 'n ander denkwyse, jy het 'n ander manier van wandel elke dag. Mense in jou kantoor, al is daar 300, hulle moet weet, jy is in Christus en jy het 'n ander gedaante. Jy moenie net wees soos die ander mense nie. Weet die mense by jou werk, jy is 'n Christen. Weet hulle, jy is 'n wedergebore Christen. Hoor hulle dit in jou woorde, sien hulle dit in jou aksies. Mense met 'n gedaante van godsaligheid is mense wat voorgee en 'n beeld voorsit, maar sulke mense se woorde maak ander mense deurmekaar, want hulle aksies pas nie by hulle woorde. As jy God liefhet, dan wys jy vir die wêreld Jesus Christus. Ons het kerkprogramme, ons het tradisie, maar min tyd vir die Here regtig. Die Barna groep in Amerika het al hierdie goed wat hulle doen met statistieke, en hulle het agtergekom dat net 16% van Christene lees hulle Bybel daagliks. Christene. Weet jy wat is jou Bybel? Dis God se woorde vir jou. Maak dit oop en lees dit, die Here wil met jou praat. En ek dink nog minder mense van daai 16% is mense wat 'n daaglikse gebedslewe het. God wil hê jy moet elke dag met hom praat. Hy wil hê jy moet aktief in die bediening wees. Baie mense is aktief in die bediening, maar hy's geestelik droog. Ek praat met jou wat jare in die kerk kom, wat jare sit, wat soveel goed in die kerk doen. Hoe lyk jou liefde vanmôre? Het jy 'n droë geestelike lewe, of is jy vanmôre benat met die teenwoordigheid van die Here? Die meeste mense vandag soek God se seëninge, maar hulle soek nie die God van die seëninge nie. Ek wil hê dit moet goed gaan. Hoor bietjie as jy praat, hoor bietjie as jy bid, gaan toets jouself. Here, ek soek dit. Here, gee vir my dit. Here, help my met dit. Wanneer laas het jy eers met God bietjie begin praat voordat jy vra? Net sy naam groot gemaak, net dankie te sê vir die dag van gister. Dis soos die winter wanneer mense in 'n huis sit en hulle kry yskoud en een van die kinders sê, maar hier staan 'n kaggel, hoekom kry ons so koud? En die pa sê nee, ons het nie vuur gemaak nie. Al wat jy moet doen is jy moet vuur maak. Om 'n passie vir die Here te hê is om vuur te maak, om vurig te lewe. Wanneer iemand die hout in die brand steek, dan kom die hitte. Jy moet 'n passie hê. Jy moenie net die seëninge soek nie, jy moet die God van die seëninge soek. Seek ye first the kingdom of God, that's God, and all his righteousness, and then all the other stuff will be added unto you. So ek gaan vir jou 'n paar tekens vandag noem wat wys van mense wat werklik die Here het, en soos wat ek dit vir jou noem, moet jy jouself toets vandag, en jou liefde met God moet jy toets. Mense wat die Here werklik lief het, is gehoorsaam aan God se woord. Kan ons een amen kry asseblief? Ek gaan self amen sê as jy dit nie wil doen. En dis nie maklik nie, né? Jy sien wat doen ons, né? Ons kies net die goed wat vir ons lekker is. Het jy al agtergekom? Kom ek vertel jou van mens wees. Ek is 'n mens. Het jy al agtergekom as jy Bybel lees en daar's 'n skriffie wat jou bietjie pak slaag, jy hoe vinnig lees jy daai skrif om by die volgende een uit te kom? Jy moet stop en rewind.
Sê, Here, ekskuus, jy praat nou met my, laat ek dit weer lees. Want ons soek nie die mooi goede, ons soek die Here se seëninge, ons wil hê daar moet goeie goed gebeur, maar wanneer die skrif die woord moet gebruik en moenie, dan wil ons dit nie lees nie. Want ons dink, dis vir ander mense, dis nie vir ons nie. Kan ek jou gou verras vanmôre? Die hele skrif is vir jou. Die hele skrif is vir jou, die hele woord. Goed, die Bybel sê dat ons moet gehoorsaam wees as God se woord. Johannes 14:15 sê, as julle my lief het jy die Here lief? Hy sê, bewaar my gebooie. Bewaar dit. Doen dit. Mense wat die Here lief het, is lief vir ander mense. Ek het al met mense gepraat wat baie mislik is. Ken julle mislike mense? Dan hoor ek daai ou sê vir my, ek is nie lus vir mense nie. Ek gaan huis toe. Dis nie God se liefde daai nie. Jy moet lief wees vir ander mense. Nie net met woorde nie, maar met dade, met liefde, met vergifnis en met omgee. Liefde, dade, vergifnis en in omgee. Mense wat die Here liefhet, soek die Here se teenwoordigheid. Jy's lus om kerk toe te gaan, jy's lus om musiek aan te sit, jy's lus om in die kar musiek te speel, want jy wil op daai oomblik connect met God. Kan ek jou gou raad gee, as dit jy 'n moeilike dag het, as dit nie goed gaan nie, as dit vir jou voel soos daai woord wat die wêreld gebruik, blou maandag, gaan soek die Here vir 'n paar minute en ek beloof jou, hy gaan jou hele lewe omdraai. Daar's 'n ou koortjie wat ons gesing het, 'n bietjie praat met Jesus, maak dit reg, alles reg. In my lewe het ek uitgevind, wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, moenie op jou eie krag probeer nie, maak gou die deur toe, gaan sit in jou kamer, jou kantoor, klim in jou kar, kry stilte, praat 'n bietjie met die Here, en as jy daar uitkom, voel jy sommer 'n ander mens, want die woord van God maak jou positief. Die woord van God bemoedig jou. Mense wat die Here liefhet, soek God se teenwoordigheid. Mense wat die Here liefhet, haat sonde en hulle wil heilig leef. Nie omdat hulle nie perfek is nie, maar omdat hulle God se wil behaag. Mense wat die Here liefhet, vertrou die Here in moeilike tye. Ons is verseker in moeilike tye. Iemand vertel vanoggend vir my van besighede wat likwideer en toemaak en hoe moeilik gaan dit daar buitekant. My eerste gedagte is, ek is so bly ek is nie gekoppel aan hierdie wêreld nie. God het al die jare vir my gesorg, hy het vir jou gesorg. Dink gou hoe oud is jy? Daai getal tot en met vandag toe die Here vir jou gesorg. En hy het beloof, hy gaan saam met jou wees tot aan die einde. Al word ek soos Moses 120 jaar oud, God gaan nog vir my sorg tot ek daai tyd. Amen. Goed. Hulle vertrou mense die Here in moeilike tye. Ware liefde bly staan wanneer dinge swaar raak. En hier is die toets vir kinders van die Here. Ons bly nie almal staan wanneer die tye moeilik raak nie. Mense val uit die bus uit. Mense bly weg. Mense sê die Here hoor my nie. Mense wat die Here liefhet, volgende punt, hulle praat oor Jesus sonder skaamte. Hulle getuienis wys dat Jesus belangrik is in hulle lewe. Kan ek gou sien, is Jesus belangrik vir jou? Hoekom praat jy nie oor Jesus daar buite? Ons het dan 'n taak, ons het 'n bediening om the gospel of Jesus, to proclaim the gospel of Jesus to a world that is going to hell, a world that needs Jesus. Ons moet verander van Jesus vertel. En hier kom nou 'n harde ding wat ek gaan sê. Sê maar Eina, die rede hoekom jy nie vir ander mense van Jesus vertel nie, is omdat jou lewe nie reg is nie, want jou woorde pas nie by jou aksies nie. Hulle gaan vir jou sê, wie is jy om vir my van Jesus te vertel? Jy doen dan dit en dit en dit. Jy het dan gister daai Bobby Janspanner by die werk gesteel en lunchtyd dan gaan sit jy daar agter daai sinkhuisie, dan vat jy 3 slukke van jou koeldrank wat eintlik brandewyn is en dan doen jy dit en jy doen dit en jy doen dit. Hoe kan jy vir my preek? Dis mos wat die wêreld sê. So kyk bietjie vanmôre in die spieël en kry jouself in orde. Want as jy op daai plek is, dan moet jy kyk na jou liefde. Hou my gebooie. Kyk wat God van jou wil hê. O, die kerk is stil vanoggend. Kyk of jy ou langs jou net wakker is asseblief. Mense wat die Here werklik liefhet, dra vrug. Jy ken die vrug van die Gees: liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, selfbeheersing. Hierdie goed is sigbaar in hulle lewe. Mense wat die Here werklik liefhet, vergewe maklik. As jy sukkel om te vergewe,
Jy het huiswerk om te doen. As jy vanmôre met 'n wrok in jou hart sit teenoor iemand, jy het huiswerk om te doen. Kyk, check jou eerste liefde. Kyk bietjie daarna. Mense wat God liefhet, leer om nie aan bitterheid vas te hou nie. Let go. Vergewe. Spreek vry. Dis nie vir hulle nie, dis vir jou. Jy word siek. Jy staan swaar op in die oggend. Jy's die een wat deur 'n moeilike tyd gaan as jy nie vergewe nie. Spreek vry vanmôre. Mense wat die Here liefhet, is mense wat vergewe en bitterheid laat gaan. Mense wat die Here liefhet, is mense wat ander mense dien met nederigheid. Weet jy wat het Jesus gedoen? 'n Dag of 2 voordat hy gekruisig is. Die laaste ding, toe hy weet, ek gaan doodgemaak word. Ek lees van mense in die tronke voordat hulle tereggestel word, dan kry hulle 'n laaste ete wat hulle kan bestel. En die een soek steak and chips en daai een soek peppermint ijskrem en hierdie een soek. Ek het so eendag so 'n ding gelees hoe die moordenaars hulle laaste disse kies. Is baie interessant. Nou as jy weet jy gaan môre dood, wat is die laaste ding wat jy sal doen? Weet jy wat het Jesus gedoen toe hy geweet het hy gaan dood? Hy het sy disippels se voete gewas. Hy het ook Judas se voete gewas wat hom verraai het om kruis toe te gaan. Dis wat Christene doen. Christene vergewe, hulle dien ander mense met nederigheid. Jesus het voete gewas van die wat hom gevolg het. Mense wat die Here liefhet, bly getrou aan God tot aan die einde, nie net in die goeie dae en die goeie seisoene van die lewe nie, maar elke dag probeer hulle om beter te wees. As jy vandag net 1% kan beter wees as gister, raai waar gaan jy trek aan die einde van die jaar? As jy elke dag net 1% beter is. Hoe keer ons terug na hierdie liefde waarvan jy praat, pastoor? Hoe doen ons dit? Ek gaan die musikante vra om vorentoe te kom. Speel vir my Hope Be My Anthem asseblief. Hoe keer ek terug as ek 'n bietjie wegbeweeg het van die Here af? Die antwoord lê vanmôre in Openbaring 2 vers 5. Onthou. Wat is hierdie onthou? Onthou waar jy geval het. Bekeer jou en doen weer die eerste werke. Kan jy onthou? Toe jy pas Jesus ontmoet het, het jy nie een diens gemis nie. Kan jy onthou hoe baie het jy Bybel gelees want jy het 'n honger gehad? Kan jy onthou hoe gereeld het jy gebid? Ek kan dit onthou. Ek kan onthou van mense wat hier inkom en die passie wat hulle gehad het, hulle was by oral alles betrokke en hoe dit oor die jare al hoe minder geword het. En dan sien jy hulle net nou en dan, hulle is nou en dan Christene. Check bietjie vanmôre jou liefde. God wil hê jy moet vanmôre in die spieël kyk en jouself antwoord, het jy die Here nog regtig lief? Onthou waar jy was. Bekeer jou en doen daai eerste werke. Bekeer jou vanmôre van dit wat jou weggevat het van die Here af. Ja, jy het reg geraai, vanmôre is 'n bekeringsdiens. Vir mense om te draai en weer terug te keer na die Here toe met daai eerste liefde. Gaan na daai plek toe waar jy God ontmoet het. Gaan in jou gedagte terug. Gaan sê, Here, dankie dat U my siel gered het. Dankie dat U plan daai tyd staan nog steeds vir my. Dankie dat U dit nog steeds goed bedoel. Ek is dalk nie meer daar nie, maar die Here is nog al die tyd by my. Wees eerlik met God, moenie voorgee nie. Sê soos Petrus, toe die Here vir Petrus vra, het jy my lief? Toe sê Petrus vir hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En ek weet vanmôre almal het die Here lief. Maar is jou liefde nog so sterk soos wat dit moet wees? Want hierdie wêreld kom en die seisoene spoel oor ons en goed gebeur met ons. En dan beweeg ons weg van die Here af en ons is nie meer so lief vir hom soos wat ons is, moet wees nie. Moenie voorgee nie, sê soos Petrus. Hoor wat sê Psalm 51 vers 8. U het 'n behaag in die waarheid van my binneste. Here, U ken my binne, niemand ken my so nie. Jakobus 4 sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Kies Jesus weer. Liefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n daaglikse keuse. En die Here vra vandag vir jou, kind van God, is jy lief vir my soos wat jy was daai tyd toe jy my die eerste keer ontmoet het? Hy vra nie of gaan jy kerk toe nie. Hy vra nie hoe jy werk of hoe jy gepreek het nie. Hy vra vir jou, het
jy my lief? En as jy antwoord ja, dan sê hy, bewaar my gebooie. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek mense met brandende harte wat waaragtig lief is vir hom. Kom Jesus nog eerste in jou lewe. Ek gaan vra dat ons hierdie lied sing so 'n paar keer. En terwyl ons dit doen, wil ek hê jy moet 'n bietjie selfondersoek doen. En toets net vanmôre jou liefde met die Here. Sê vir hom, Here, ek is jammer, ek het weggedwaal. Ek is nie op die plek wat ek moet wees nie. God soek vanmôre jou eerlikheid. Here, help my dat ek weer daar kom. Help my om weer 'n passie vir die werk te kry. Help my om weer liefde vir Bybel lees te kry. Help my om 'n passie te hê om met U te praat in gebed. Want die Here wil vanmôre hê jy met jou bekeer en terugkeer na jou eerste liefde toe. Kom ons sing dit saam. Give me a song.
Hoor die woord van die Here. Ek het jou geroep met 'n goddelike liefde. Jy behoort aan my. Jou naam is in my handpalms gegraveer. Voor jou bestaan het ek jou lief gehad, sê die Here. Ek het jou gevorm in jou moeder skoot. My genade is oor jou. My liefde is nog al die jare saam met jou. Ek het nie wegbeweeg van jou af nie. Dis jy wat wegbeweeg het van my af. En vanmôre roep ek jou terug na my toe. Ek roep jou om opnuut my genade op jou lewe uit te stort. Ek roep jou om jou weer 'n nuwe begin te gee. Ek roep jou omdat ek jou liefhet vanmôre en ek wil nie hê dat jy moet verlore gaan nie. Keer terug vanmôre, sê die Here. Staan op en kom na my toe en ek sal vir jou gee wat jy nodig het, sê die Here. Ek gaan vra dat jy jou oë toemaak, asseblief. As hierdie woord vanoggend met jou gepraat het, wil ek jy moet gou in jou sitplek staan, ek wil saam met jou bid. Here, ek wil terugkeer, ek is nie waar ek moet wees nie. Moenie skaam wees nie, dit gaan oor jou toekoms, dit gaan oor die ewigheid hierso. Here, ek erken vanmôre, ek moet terugkeer na my eerste liefde. Daar's goed wat ek moet opoffer, goed wat ek met een kan sit, sodat ek nader aan U kan beweeg. Dankie vir eerlike mense. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek wil nooit 'n geleentheid laat verbygaan om mense die kans te gee om reg te maak nie. Vanmôre roep U deur die Gees ons weer tot orde. U roep ons tot daai eerste liefde. Daai bekeringsliefde, die dag toe ons Jesus die eerste keer ontmoet het. Van ons het passie verloor, van ons brand nie meer vir die Here nie. Van ons, Here, is nie daar waar ons moet wees nie. Vergewe ons vanoggend. Help ons weer, Here, om op die plek te kom waar ons moet wees. Steek ons aan die brand vandag, Here. Dat ons met alles in ons, met passie en ywer, U weer sal dien. Dat die woord van die Here in ons mond sal wees, dat ons sal gaan vertel van Jesus. Help ons om 'n voorbeeld te wees. Help ons om in lyn te kom met God se woord vanmôre, Here. En hierdie is nie 'n skande nie, hierdie is 'n bewys van God se liefde, dat U vanmôre ons weer 'n kans gee. Dankie vir lewe. En terwyl ons lewe, wil ons die genade van die Here aangryp vanoggend. Dankie dat U dit gaan doen in Jesus se naam. Amen, amen. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Baie dankie. Ek het reeds afgekom.